Ons gaan nou lekker saam sing en ons begin met 'n Halleluja lied wat julle ook baie goed ken, Al my twyfel bring ek Jesus. Volgende lied, Die Here is my herder. Lied 169, Heilig, heilig, heilig is die Here. Heilig,
192, Grote God, U Skepperhand. Lied 197, Wonderbare Koning. Ons laaste lied, Loof die Here uit die hemel. Amen.
dankie, dit was heerlik. Ons verwelkom Dr. Johan Dill op die kansel. Baie dankie, Annie. Ons sê vir elkeen hartlik welkom vanmôre. Hier in die huis van die Here mag u die samesyn, die aanbidding en ook die gebede saam geniet. Vanmôre vra ons voorbidding vir almal wat gehospitaliseer is. Ons dink aan Werner Ramshauser van Franskraal, alle bejaardes in Herberg van C en Ina Simpson van Kleinbaai. En dan sien ons vanmôre hier in die kerk Judith, ons leier ouderling se vrou, baie welkom hier. Ons is bly dit gaan goed met jou en ons hoor jy gaan weer vir toetse, maar ons dink aan jou, hoor. Baie sterkte. En dan gaan ons medelee aan Caroline Hume van Kleinbaai, wie se vader oorlede is. Ons opregte meegevoel aan die familie en vriende. Nou tongenetjies, leier ouderling sê die gemeente Masterchef kompetisie is eers uitgestel. En skynbaar is die rede dat die dominees nog nie hulle kundigheid heeltemal opgeknap het nie en hulle moet nog tyd kry om die kundigheid op te knap en dan kan hulle die kompetisie gaan beoordeel. So ons sal weer aankondig wanneer dit nou gaan plaasvind. Dit sou op 7 Februarie plaasgevind het. En dan wat die program van die week betref, verwys ek maar net daarna, daar's niks spesifiek wat ek wil uitlig nie. Ek wil maar net ook dankie sê vir die Vissersmans toewydingsdiens wat 'n baie groot sukses was en waar baie van u ook teenwoordig was. Goed geliefdes, kom ons sing 'n lied terwyl ons so bly sit. 'n Lied 157. Net die een vers, Here Jesus, ons is saam. Goed, ons steek 'n paar kersse aan vanmôre weer. Ek wil eers vir die boere wat so gelei het onder die brande en wat baie swaar kry, baie van hulle het amper alles verloor. Ons innige medelee vir hulle ook en baie sterkte vir die pad vorentoe. Ons vertrou daar gaan ook uitkoms wees. En ons weet dat die synode ook 'n bedrag geld geskenk het, waarvoor ons innig dankbaar is. Ons dink ook aan die mense wat gelei daar onder die vloede in die noorde van die land. Ons dra hulle aan die Here op en ons kom agter daar is ook al baie mense wat gesterf het weens die vloede, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Mosambiek. En ons dra hulle beslis ook aan die Here op vanmôre. En dan wil ons maar vir ons gemeente 'n kers aansteek. Ons moet altyd aan die gemeente aandag gee en vertrou dat die Here ons sal seën in al ons gemeentewerksaamhede saam met die predikante en almal. Dan wil ek graag 'n kers aansteek vir die wêreld in sy nood. Daar is so baie plekke waar daar nog oorlog is, waar daar skrikkelike dinge gebeur en ons wil graag die kers vir die wêreld aansteek. Laastens steek ons die Christuskers aan, en dis waarom ons hier is. Ons is vergader in sy naam.
en sy kers moet die helderste brand vanmôre. Nou, ons het in die konsistorie gevra dat daar een van die diakens ons sal help om lekkers uit te deel vanmôre. So Rini het gesê sy is heeltemal bereid om dit te doen. Dankie Rini. Ek vra, is daar mense wat in die week verjaar het? Niemand wat vir die daar is mense. Dankie. Baie hartlik geluk met die verjaarsdag. Dit is altyd 'n mylpaal in ons lewe waar ons dankbaar is vir die Here vir al sy genade, né? Hy vat hy by voorbaat daar vir iemand. Goed, dan huweliksherdenkings, was daar enige huweliksherdenkings die afgelope week? Daar is 'n huweliksherdenking. So, sommer 2 lekkers vandag. Dis wonderlik. Baie hartlik geluk ook daarmee. Huweliksherdenking is baie spesiaal. Dan dink ons vanmôre aan mense wat hulle doopdatums onthou. Is daar enige iemand wat hierdie week gedoop is? Niemand nie? Goed. Enige nuwe intrekkers? Of daar is 'n nuwe intrekker. Ons sê vir u baie hartlik welkom. Ons vertrou dat u baie gelukkig gaan wees hierso en dat die Here u ryklik sal seën, hoor. Dankie Rini. Ja, ek het al reeds gesê, ons is hier saam in die naam van die Here en hy wil ons groet. Maar voordat hy ons groet, gaan ons eers luister na die seën, na die fotum. En vanmôre kom die fotum tot ons uit Jesaja 42, waar ons die grootheid van God kan herdenk. God wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het. God wat die aarde en alles wat dit oplewer gevorm het. God wat aan alle wesens op aarde asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. God wat ons geliefde kinders noem en die Gees in ons laat leef. Hierdie God groet ons vanmôre. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Verlosser en die medewerking van die Heilige Gees. Kom ons staan nou vir ons loflied, lied 486, verse 1 tot 4. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding.
terwyl ons in die naam van die Here bymekaar is, kom ons verootmoedig ons voor hom. Kom ons luister na die eerste 3 verse van Psalm 1 vanaf vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, 'n dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ja, ek en jy wil elke dag voorspoedig wees, maar tog faal ons dikwels. Tog is ons nie altyd suksesvol nie. Baie keer is dit juis soos Psalm 1 vir ons waarsku, dat ons die raad van verkeerde mense volg. En daarom pas dit ons vanmôre om ons voor God te verootmoedig, want die wonder is dat God sy genade in Jesus aan jou en my wil skenk, al is ons sonde hoe groot. Hy vergewe ons om ons weer op sy weg en in sy waarheid te laat lewe, want daar staan in Romeine 3 vers 21, die vryspraak is nie deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. Ons word 'n paar oomblikke stil net om bietjie te dink wat ons nou vir mekaar gesê het. Kom ons bid nou saam. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet en my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Ja, Here, ons kan opnuut U naam kom loof. U het ons uitverkies en ons U kinders gemaak. Hier waar ons woon en werk, wil U hê met ons iets van U beeld en U karakter aan die wêreld betoon. Help ons, Here, om nie moeg te word om U te dien nie. Laat ons elke dag 'n vrolike lied in U naam laat opklink. Nie net hier waar ons saam is in U naam nie, maar ook op alle terreine van die lewe. Maak ons nou stil en seën ons, Here, as ons na U woord gaan luister. Amen. Geliefdes, vanmôre, ja, ons gaan nou eers sing. Ekskuus, ek het vergeet. Ons sit, terwyl ons so sit, dis ook 'n gebed. Kom ons sing net die een vers. Spreek Here, waar U diensknegte luister. Liefdes, die gedeelte wat ons vanmôre gaan oordink is die roeping van Levi.
Ek gaan net uit 2 evangelies, hy's in 3 evangelies opgeteken. In Matteus, Markus en in Lukas. Ek gaan net in Lukas en in Matteus lees, maar ek wil hê jy moet oplet dat die opskrif in Lukas sê die roeping van Levi. En die opskrif in Matteus sê die roeping van Matteus. Dis nie verkeerd nie. Dit hoort so. Want Levi het Matteus geword. En Matteus was op die ou einde die skrywer van die evangelie Matteus. 'n Wonderlike verhaal dus. Maar kom ek begin deur saam te lees uit Lukas. Lukas 5 vers 27 tot 31. En daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit en hy sê vir hom: "Volg my." Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Hy het nog meer gedoen. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê: "Waarom eet en drink julle saam die tollenaars en die sondaars?" En Jesus antwoord hulle: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars." Ek gaan dit weer lees. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. En dan lees ek nou uit Matteus, wat dan ook die roeping van Matteus is en nie Levi nie. Waar ek wil net die laaste 2 verse lees. Maar Jesus het dit gehoor en gesê: "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Matteus 9. Die verskyning van Jesus op aarde is 'n deurslaggewende gebeurtenis. Totaal deurslaggewend, want dit het nog vandag net so groot impak as wat dit gehad het toe hy gekom het, nê? Daarom praat ons van epifanie. Ons leef in die tyd van epifanie. Dit is die tyd van die verskyning, die godsverskyning van Jesus hier op aarde, nê? Omdat hy gekom het, het ons lewe onherroepelik verander. Nou in die begin van die jaar, dan staan ons voor 'n nuwe kalender. 2026, maar dan sien ek daar's al reeds 'n klomp inskrywings. Dan moet ek al reeds weet daar's mense wat my soek, mense wat my aandag wil hê, mense met wie ek kontak moet maak en so meer. Die wat werk, baie werksafsprake en so meer, nê. Ons kom nie daarvan weg nie. Ons kan dit ook verskeie roepstemme noem wat ons herinner dat ons hulle nie moet vergeet nie. Ons het 'n belangrike afspraak met hulle. Hulle wil die lewe met ons deel en dis wonderlik. Dis wonderlik dat ons die lewe met baie mense kan deel. Maar in die agtergrond van 'n Christen se lewe klink daar altyd die roepstem van Jesus: "Volg my." Soos wat hy vir Levi ook geroep het. Nou is die vraag, na 2000 jaar, is hierdie roepstem nog relevant? Is dit nog belangrik? Ek wil dit bietjie illustreer vanmôre aan die hand van 2 voorbeelde. Die een is aan die hand van die fluitspeler van Hamelin. Dankie Elise. Haar verskyn hy ook. Nou, hierdie volksverhaal is baie bekend
kom uit die middeleeue uit in Duitsland. Baie sê dit is die waarheid, baie sê dit is sommer maar net 'n storie, dit maak nie saak nie. Vir ons doeleinde, of dit 'n storie of die waarheid is, dit het nog dieselfde betekenis vir môre. Nou wat het daar gebeur? Daar was 'n klein stadjie, kyk hulle het sulke klein stadjies in Duitsland gehad. En in daai klein stadjie was daar 'n groot plaag, en dit was 'n rotteplaag. Die rotte het die hele stadjie oorgeneem. Dit was erg. Almal se huise en oral besighede, hulle kon nie wegkom van die rotte af nie. En hulle kon net nie die rotte verwyder op enige ander manier nie. En toe het hulle gevra, mens kan amper sê dat 'n advertensie gehad. Kan iemand ons nie net kom help om hierdie plaag op te los nie? Toe kom hierdie vreemde man na vore met sy fluit. Hy sê, ja, ek sal dit kan doen, maar teen 'n betaling. As julle my betaal, as ek die rotte vir julle wegvat, dan sal ek dit doen. En hy doen dit toe ook. Hulle stem toe in, hulle sê nee, okay, hulle sal hom betaal, né? En toe begin hy speel, ongelooflik. Speel hy liedere op sy fluit. Ek het nou my fluit iewers verloor, maar in elk geval ek wou ook fluit kom speel vanmôre. En wonder bo wonder kom al die rotte agter die fluitspeler aan. En hy lei hulle en hy verlei hulle eintlik totdat hulle by 'n rivier kom en daar verdrink al die rotte. Plaag is opgelos, mense is innig dankbaar, behalwe een probleem. Die stadsvaders betaal nie vir die fluitspeel nie, ek weet nie hoekom nie. Hy word natuurlik briesend daaroor, want dit was die ooreenkoms. Toe maak hy 'n ander plan, want hy kan mos nou nie net rotte lok nie, hy kan iets, hy roep al die kinders bymekaar van die stad. Hy sê, kom, ek wil vir julle ook 'n lied speel. En hulle stap agter hom aan terwyl hy speel en daar verdwyn die fluitspeler en die kinders in 'n grot. En hulle sien hulle nooit weer nie. Nou, dankie Elise. Vandag is daar ook baie boosaards wat kinders wil verlei. In 2 lande van die wêreld sien ek die afgelope week het hulle nou al besluit dat die sosiale media nie vir kinders onder 15 of onder 16 jaar beskikbaar mag wees in daardie lande nie. Ek weet nie hoe hulle dit wil beheer nie, maar dit is nou in Frankryk en in Australië. So hulle wil keer dat die kinders onder die invloed van boosheid in die sosiale media kom. Nie net in die sosiale media is daar boosheid nie. Daar's oral om ons boosheid. En ek dink die polisie onder ons sal dit die beste weet. Daar's drank en dwelms, ongedissiplineerde lewens van mense wat sonder God in sy gebooie leef. Daar's kindermishandeling, daar's kinderhandeling. Die bekende een wat ons almal van weet is natuurlik die kinderhandel saak, die onopgeloste saak in Saldanha Middelpos van Jocelyn Smith, die kind wat daar weggeraak het. Baie roepstemme gaan na ons kinders uit deur boosaards wat wil hê hulle moet hulle volg en dan doen hulle vreeslike dinge aan hulle. Maar nie net vir die kinders is daar gevare nie. Daar's ook gevare vir groot mense. En ons lewe ook in 'n tyd wat bekend staan as die tyd van die influencers. Dankie Elise. Daar is baie influencers in die wêreld. En miskien is jy 'n influencer, ek weet nie. Miskien het jy ook baie volgelinge wat jou volg, sodat jy ander mense kan influence. As goeie en slegte influencers, né? Ek het 'n boek gelees van hierdie man, John Sanay. Ek weet nie of baie mense hom ken nie, maar hy is 'n bekende mens oor die hele wêreld. Hy praat oral. In Amerika, in Singapore, in Europa, oral. Maar hy kom van Suid-Afrika af. Hy kom daar uit die Limpopo uit, waar hy groot geword het.
Baie intelligente man. Hy het hierdie boek geskryf in die tyd van die lockdown, toe almal gelei het onder die virus. Nou kom ek sê so, ek het die boek geniet, daar's 'n klomp interessante goed in die boek, want hy is ook 'n wetenskaplike. Hy is ook iemand wat baie goeie navorsing doen oor die goed wat hy praat, en hy doen veral futuristiese navorsing oor wat in die toekoms kan gebeur, nê. So is net sleg om die boek te lees, nie glad nie. Is nie 'n bose boek nie. Maar hy verklaar ook dat hy nie 'n oortuigde gelowige, hy glo nie regtig in Jesus Christus nie. Hy is nie oortuig van Jesus Christus nie. En nou is my vraag, kan ons beste planne in hierdie wêreld werk sonder God? Al is ons hoe intelligent, hoe slim, hoe wetenskaplik, dan sê ek beslis nie. So daar's natuurlik baie ander roepstemme ook in die wêreld, en ja, van die groot roepstemme wat voor ons lê hierdie jaar is die verkiesing, né? So al hierdie partye, en ek sien daar spring nog 'n klomp partye op wat vir mense sê, kom stem vir my. Kom, ek het die oplossing vir die toekoms. Stem vir my, volg my party. Ons gaan vir jou die beste gee. Dis moeilik. 'n Mens het beslis baie wysheid nodig as jy jou kruisie gaan trek, want jy moet weet dat jy vir die regte party en vir die regte mens stem, né? Is nie altyd so eenvoudig nie, maar ek is nie teen politici nie, inteendeel, hulle moet daar wees. Hoe gaan ons wêreld geregeer word sonder politici? Maar dan bid ek dat dit goeie politici moet wees, en ek hoop u bid ook daarvoor. So die groot vraag van môre is, wie volg jy in die wêreld vandag? En waarom volg jy hulle spesifiek? Ek moet daai vraag ook vra. Hoekom volg ek daai persoon? Dit is vir my net verstommend om te sien dat een persoon meer as 1 miljoen followers kan hê. Dit is vir my net verstommend wat die moderne media kan doen, né? Om vir mense hierdie invloed te gee. Nou kom ons kyk nou na die eeuoue verhaal van Levi, die tollenaar, wat meer as 2000 jaar gelede geleef het. Jesus se roepstem of sy opdrag aan Levi was, volg my. Ek glo dat Jesus se roepstem of sy opdrag aan Levi nog dieselfde is vandag ook vir jou en my. Deur Levi te roep, wat wou Jesus met hom doen? Hy wou vir hom 'n voorbeeld wees, iemand om na te volg, soos al die ander navolgers, maar natuurlik die een wat, as hy vir Jesus sou navolg, dan sou Jesus hom na God toe lei. Dit was die bedoeling. Ek kan 'n paar beelde gebruik. Wat beteken dit om Jesus te volg? Sy wil is belangriker as enige iemand anders se wil. Ons wat hier by die see bly, hy is die skroewind wat jou laat oor die branders beweeg sonder dat jy in die branders vashak. Ja, hy is ook die voordanser wat vir jou leer dans in die lewe, wanneer die lewe miskien swaar word. Soms kom daar 'n kruis op jou skouers. Maar as jy Jesus volg, dan sê hy dit sal alles draaglik wees. Nou wie was Levi? Levi was uit die stam van Levi. Hulle was 'n afgesonderde stam. Hulle was afgesonder om tempeldienaars te wees. Hulle het 'n baie spesifieke werk gehad. Hulle het nie grondgebied gehad nie. Hulle het maar op almoses gelewe van ander. Maar hulle het 'n baie heilige taak gehad. Hulle moes die tempel versorg. Maar Levi het toe 'n tollenaar geword. 'n Tollenaar is eintlik 'n staatsamptenaar wat moes geld invorder vir die staat, né? En hierdie Levi was nie 'n goeie tollenaar nie. Hy was 'n inhalige tollenaar. Dan sê hy vir die mense, okay, dit kos R10, maar dan eintlik kos dit R5 en dan steek hy R5 in sy sak. Inhalig.
So het hy eintlik sy God gegewe roeping prys gegee en net vir homself begin leef. En so het hy ook die gramskap van die gemeenskap op hom gehaal. Hy het daar gesit, daar by die toilet, maar hulle wou nie na hom kyk nie, want hulle het heeltyd gedink, hierdie bedrieger, wat wil hy nou weer vir my vra? So hulle het by hom verbygeloop en dan het hulle verby gekyk. Maar wat doen Jesus? Hy sien vir Leefie daar sit by die tolhuis. Jesus sien hom raak. Jesus sien hom nie net raak nie, hy kyk na hom. Hy kyk na hom en hy praat met hom. Wat sê hy vir hom? Volg my. En wat hierna volg is verstommend. Ons lees in Lukas dat hy alles net so laat staan het daar. Wat ook al daar was, seker maar die geld en die tolpapiere of wat hy ook al gehad het, en hy het vir Jesus gevolg. Hy het geen objeksie gehad nie. Hy het sommer so opgestaan en Jesus gevolg, sonder om eers te dink of daar gaan risiko's wees as hy Jesus volg, nee. Want ek glo Leefie wou self ontdek wat dit sou beteken om hierdie man te volg, hierdie spesiale man, wat mense ook na toe kom om te luister na. As Jesus Leefie roep, dan sien hy ook baie meer in Leefie raak as wat die algemene publiek in hom raak gesien het. Hy sien nie net in hom raak 'n tollenaar, 'n bedrieger nie. Hy sien in hom raak iemand wat 'n worsteling in sy binneste gehad het oor die waarheid en oor die leuns wat hy aan mense vertel en so meer, dat hy 'n bedrieger was. Jesus sien waarskynlik ook raak dat Leefie gelei het, terwyl hy daar gesit het eintlik. Hy het gelei. Feit dat Leefie daar opstaan as Jesus hom roep, beteken dat hy duidelik Jesus se stem hoor, maar ook wat daardie stem vir hom wil sê, barmhartigheid en liefde. En daarom was hy bereid om die risiko's te vat om Jesus te gehoorsaam, wat dit ook al sou beteken. Ons weet vandag dat Leefie se lewe drasties verander het. Dit sou alles nuut word. En daarom is dit ook so betekenisvol dat daar in Lukas gesê word dat hy nie net opstaan om Jesus te volg nie, maar hy reël ook 'n groot feesmaal. Hy vra ook nie vir Jesus die gastelys nie. Nee, hy maak die feesmaal vir almal, al die ander tollenaars wat soos hy tollenaars was, en enige iemand wat hy geken het hy genooi, selfs Jesus en sy disippels het hy genooi, en die fariseërs vra toe vir die disippels, maar hoe kan ons nou aansit by hierdie man saam met sondaars? Wat Leefie doen is om simbolies te demonstreer sy dankbaarheid. Want daar staan ook, hy het dit in die naam van Jesus het hy hierdie feesmaal gedoen, né? Om vir hom dankie te sê. Al is die fariseërs en die skrifgeleerdes daarteen gekant, is Jesus nie daarteen gekant nie. Want Jesus se woorde in Matteus 9 is betekenisvol. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. En dan gaan sit Jesus daar saam met die sogenaamde sondaars en al Leefie se vriende, asof hulle kinders is van een vader, né? Een gesin. Wat Jesus aan ons almal wou oordra, was dat hy gekom het om mense te help wie se lewens skeef geloop het. Hierna word Leefie volledig weer wat hy moes wees, kerkamptenaar. Hy word ook die skrywer van Matteus, die evangelie, wonderlike evangelie,
wat ons vandag nog met ons het. Om Jesus te volg, sy lewe drasties positief verander. Nou waarom is dit vandag vir ons ook belangrik om Jesus te volg? Volg my. Jesus roep vir jou en vir my gedurig in ons lewe, volg my. Miskien het hy jou al geroep toe jy klein was, volg my. Hy roep jou nog steeds, volg my. Hy hou aan om jou te roep, maar jy moet soos Leefie daardie roeping hier in jou binneste vasmaak. Dit moet 'n roeping wees. Ons moet die roeping dat hy ons gevolg het, betekenis gee in ons alledaagse lewe, in ons verhoudings, in ons alledaagse take, ook die moeilike take, om Jesus te volg. Soms sal ons terugdeins in omstandighede wat nie mense nie vir Jesus ken nie, waar dit vir ons miskien 'n las sal voel om hom te volg. Maar hy beloof altyd vir die wat hom volg, ek gee vir julle rus en vrede, want my las is nie te swaar nie. My las is nooit vir jou te swaar nie. Want as jy hom volg, dan beloof hy, sal jy ook vrede in jou lewe hê. Hy beloof ook dat jou lewe vlerke sal kry, en dat jy 'n rigting sal behou, en dat jy sinvol met ander mense sal kan saamlewe. Al daardie dinge beloof Jesus vir die wat hom volg. Nou wie is hierdie Jesus wat ons volg? Kan ons hom vertrou? Ja, beslis kan ons hom vertrou. Ek het verlede week in die Bybelstudiegroep gesê, dit is baie moeilik om te kan sê dat jy Jesus se identiteit volkome verstaan. Dit is baie moeilik. Dit was altyd nog moeilik en dit sal altyd moeilik wees. Maar ons weet genoeg om hom te vertrou. Jesus sê, hy gee vir ons 3 titels van homself. Die eerste is, ek is die seun van die mens. Misterieuse titel, 'n vreemde titel. Ek is die seun van die mens. Die enigste ander persoon wat hierdie titel van Jesus gebruik in die Bybel is Stefanus, en dit is daar by sy steniging, waar hy dan uitroep, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Dink nie ons moet dit te ingewikkeld maak nie. Om te verstaan wat die seun van die mens is, dink ek, kan 'n mens maar net verstaan dat Jesus mens geword het ter wille van jou en my, sodat ons hom kan volg om 'n nuwe mensheid op aarde tot stand te bring. As hy nie gekom het nie, het ons nie 'n voorbeeld gehad nie, nee. Hy het mens geword. En nou kan ons ook sy kinders wees. Maar hy sê ook, ek is die seun van God die Vader. Ja, Jesus is nie net die seun van die mens, hy het nie net mens geword nie, maar hy's ook een van die 3 eenheid, né? God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Omdat hy dit is, kon hy ook vir ons die middelaar wees tussen God en ons. Middelaar, kon hy ons sondes op hom neem en kon hy ook die versoening tussen ons en God bewerk. Die seun van God wat mens geword het. Hy kom maak ons vry sodat ons ook elke dag in 'n vry verhouding met God kan leef. En dan gee Jesus vir ons ook die term ek is. Dit herinner aan Moses wat daar in Midian by die braambos staan en dan brand die braambos nie uit nie en dan vra Moses en dan kom daar 'n stem wat hom roep om asseblief sy volk te gaan uitlei
uit hulle slawerny uit na die beloofde land toe. En dan vra Moses, maar met wie praat ek? Wie is hierdie stem? En dan antwoord die stem ook mysterieus. Dit is ek is wat met jou praat. Ek is wat ek is. Ek is. En as enige iemand hom sou vra, wie met hom gepraat, wie het hom gestuur om die leier van sy volk te word, dan moet hy sê, ek is, het my gestuur. Mysterieus. Tog help God ons in die Nuwe Testament om hom beter te verstaan. Met ook verskeie ek is uitdrukkings, nee. In die Johannes Evangelie kry ons byvoorbeeld al die ek is uitsprake van Jesus. Ek is die brood van die lewe. Dit kan 'n mens toch verstaan. Hy gee vir ons brood. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die deur waardeur jy kan ingaan. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die ware wynstok en julle die lote. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis bietjie minder misterieus, maar dit is ook buitengewoon dat hy dit kan sê, né? Maar uiteindelik glo ek al die titels van Jesus word wel saamgevat in Johannes 10 vers 10 waar hy sê ek het gekom sodat hulle die lewe en oorvloed kan hê. Om Jesus te volg, volg jy hom wat gekom het om vir jou die lewe in oorvloed te gee. Geliefdes, wil afsluit. Vanmôre hoor ons weer Jesus se roepstem vir ons elkeen. Volg my. Is dit die moeite werd om te luister na sy roepstem en om hom te volg? In 2026, soos leef jy? Ek dink beslis so. Ja, daar is natuurlik baie struikelblokke as jy Jesus sou volg. Baie mense wat sal sê, maar dis belaglik. Hoekom gaan jy in elk geval kerk toe? Jy kon iets anders gedoen het. Maar soos Levi se lewe totaal verander het, toe hy Jesus begin volg het, kan jou en my lewe ook elke dag totaal verander. En daarom is dit ook my gebed vir ons almal. Here, help ons om u roepstem duidelik te hoor, om dit te verstaan en om daarop te antwoord met oortuiging. Amen. Ek vra dat ons nou sal staan om te antwoord op die Here se woord met die belydenis van ons geloof deur die apostoliese geloofsbelydenis en ons kan dit ook hardop sê. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kry nou ook geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Kom ons bid saam. Ja, Here, U roep ons om U te volg. Dit beteken ook dat ons U moet dien. En ons dankie vir die geleentheid om 'n klein gawe vir U te bring. Vir U kerk en U koninkryk. Ons bid dat hierdie offergawe tot U eer mag wees. Het ons vanmôre elkeen kom roep, volg my. Ja, help ons om soos Levi dan bereid te wees om U onvoorwaardelik te volg, waar U ons ook al mag lei. Maak ons elke dag meer bruikbaar vir U. Maak ons ware medemense vir mekaar, koninkryksmense. Maar hoor ook ons gebed vanmôre vir die kerk en die wêreld. Ons dra die gemeente, sy leraars, kerkraadslede, lidmate en kinders aan U troue sorg op. Ons dra ook die wêreld wat soms hulle rug op U draai, verdraaide bose planne wil uitvoer om mense te verlei aan U op, Here. Ons dra ons gemeenskapsleiers aan U op vir wysheid om ons reg te kan lei. Ons dra ook ons boere aan U op, Here. Hulle wat baie swaar gelei het onder die onlangse brande, wat miskien amper alles verloor het. Wees hulle besonder naby, Here. Hoor ook ons gebed vir reën, as dit U wil is. Daarsonder kan ons nie lewe nie. Ons vra alles vanmôre in U heilige naam. Amen. Kom ons sing nou ons slotsang, staande lied 514 verse 1 en 2. Ek weet verseker, Jesus is Heer, bly dan ook staan vir die seën en die amen. Ontvang nou die seën van die Here en bly elkeen in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn
en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Deur die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.